Goeienaand, lekker om saam met jou te kuier op 'n Dinsdag aand. En glo jy het een besonderse dag agter die rug en dat jy werklik waar sommer maar net vanaand ontspan en dat dit met jou regtig waar goed gaan. Glo jy het jou koppie koffie reg en jy is ontspanne. En jy het jou skoene uitgeskop en kinders is al reeds in die bed en jy's reg vir vanaand se sessie. Vir my is Stef altyd baie lekker om saam met jou te kuier weeksaande tussen 8 en 9. En natuurlik op Facebook en op TikTok sal julle my nommer deurentyd sien. Vir die eenvoudige rede dat ons het WhatsApp groepe en jy kan sommer maar net daarso 'n boodskap stuur en sê, Pastor Stef, laai my op die groepe. En ek laai op die groep en jy sal elke aand ons boodskap ontvang. En dan, soos ek dagstukkies plaas ek dit ook daar. Wat jy weer kan aanstuur en wat jy vir jouself kan gebruik. My baie lekker om saam met jou te kuier. En mag hierdie sessie ook een besonderse sessie vir jou wees. Vader, baie dankie vanaand vir u liefde en die genade en die guns. Dankie dat ons fondasie in Christus Jesus is. Dankie dat ons sit en staan en lê in u is. Here, vanaand is my gebed, omvou hom en omvou haar met u genade en met u heerlikheid. Mag vanaand ook 'n deurbraak aand wees vir haar en hom. Here, mag hierdie ook 'n boodskap wees vir hom en haar wat ingeskakel is, as 'n bevestiging, Here, van dit wat in hulle harte is my gebed in Jesus se naam. Ons loof en ons eer u. Amen. Nou ja, ek sien hier's iemand wat die hele tyd op TikTok die hele tyd met my wil praat. Weer eens, my aanlyn sessies is nie 'n oop gesprek nie. Dit is maar net, ek gaan op live en ek deel maar net 'n boodskap. En dan plaas ek ook op ons groepe my boodskap. Ek sien hierdie vroutjie Claudette verstaan dit nie. Die klein. Ja. Mag ons elkeen vanaand sommer maar net hoor wat God vir ons wil sê. Ek dink in hierdie dag en uur, dan ons is in 'n nuwe maand en vanmiddag, ofwel vanoggend, het ek my laaste vrag aangery van my huis af en ek dink toe oor begin, want in hierdie laaste maand het jy weet ek nou getrek en iemand wat my volg sal weet dat jy weet ek vir baie jare gebly het waar ek gebly het en ewe skielik neem ek 'n besluit om wortels uit te trek, om aan te beweeg en dit kom by my op juis rondom hierdie jaar van 'n nuwe werk en 'n nuwe omgewing. En ek dink aan soveel mense wat my boodskappe stuur wat deur nuwe dinge gaan, nuwe besluite moet neem. En vanaand wil ek met jou wil ek met jou gesels oor, jy weet wanneer jy weer in jou lewe moet oorbegin, of dalk net weer by 'n plek moet kom om te sê, ek stap van hier af daarna toe. Ek maak klaar met hierdie hoofstuk in my lewe. Wat is oorbegin? En hoe begin 'n mens oor? Want om oor te begin beteken nie altyd of jy weet jy begin net nie. Soms is dit dieselfde ding. Jy weet wat jy net weer moet doen. En die meeste van die tyd beteken dit eintlik maar net om aan te gaan nadat die stukke of van die stukke van jou lewe uitmekaar geval het, om nuwe dinge aan te pak. Is nie so moeilik nie. Maar om stukke wat geval het, jy weet, aan mekaar te plak en daarmee oor te begin. Dit is waar die challenge lê. En ek wil vanaand vir jou sê, ek kry met soveel boetas en sissas te doen wat
jy weet deur dit gaan, wat met oor begin, en baie mense weet hulle moet oor begin, en dalk is jy vanaand by 'n plek wat jy weet, jy moet oor begin, maar jy het al so gestagneer, dat dit vir jou uitdaging is om oor te begin. Kom ek sê vanaand vir jou, kyk na hierdie man wat voor jou sit. Ek moes al lank in my lewe aanbeweeg het, maar omdat ek bang is vir veranderinge, omdat ek bang is om wortels uit te trek om aan te beweeg. Jy weet, mis jy uit en is dit soms so dat jy meer verloor in jou lewe, as omdat God wil hê, jy moet in die nou oomblik wees, maar jy hou vas aan dinge, en dan, jy weet, is dit soos in, jong, dit slaat jy van alle kante af, om jy voorbeeld te gee, vanoggend, die laaste vraag wat ek moet gaan haal, dis Dinsdag in die Wilgers, ek sit die asblikke uit, om die laaste swart sak uit te sit, wragtig steel hulle die asblik, dis so asof ek net, die cherry op die koek is, om te sê, jy moet nou regtig waar, die hele straat se asblikke staan, hulle kom steel 545 Velskoen se asblik. Ja, en toe besef ek net, ook huis toe ry, toe sê ek, vir ander mense is, vir ander mense is, Pretoria is goed, maar vir Stef, ek het nou maar aanbeweeg, ek is nou maar op 'n ander plek in my lewe. Dis soms waar die challenges lê om oor te begin, en ek dink as ons net op 'n plek kan kom, waar ons kan aanvaar, wat ek al soveel keer gesê het, dat slegte goed gebeur met goeie mense, en dat slegte goed nie noodwendig gaan ophou gebeur nie, sal die vrees vir oorbegin 'n klein bietjie minder word, want om oor te begin, beteken eintlik maar net om dit wat jy het, of dit wat Stef is, oor het, aan te gaan mee. Dit wat vanaand by jou oor is, dit te vat, en mee dit aan te gaan. Dit is nie altyd 'n lightning oomblik, of fisiese nuwe goed, wat oor jou pad kom nie. Oorbegin is net die aanhou stap van jou eie pad, maar op 'n ander manier, en in 'n ander rigting. Ek het dit al soveel keer vir mense gesê, en dis dalk, jy weet, waar jy moet uitkom by jou lewe. Maar dan moet ons eers aanvaar, want om oor te begin, het ek hoeveel keer vir myself gesê, moet jy aanvaar, dat nie alles wat met jou gebeur, jou skuld is nie. Om oor te begin, moet jy aanvaar, dat goed gebeur, al verdien jy dit nie. Om oor te begin, moet jy aanvaar, dat die lewe nog nooit fair was nie, of gaan wees nie. Om oor te begin, moet jy aanvaar, dat dit oké is, en ek wil jy nou hoor wat ek vanaand vir jou sê, dat dit oké is, as jou lewe nie altyd suksesvol, en vol sonskyn is nie. Om oor te begin, moet jy aanvaar, dat dit wat vir jou, wat vir 'n ander ou gewerk het, dalk nie vir jou gaan werk nie. En dit is vir ons baie keer die toets stop, want ons wil ons opmeet met ander. Ons wil ons vergelyk met ander. Om oor te begin, moet jy aanvaar dat almal struggles het, al voel dit vir jou, asof jy die enigste een is, wat deur hy dal gaan. Voel dit asof jy die enigste een is, wat met dit deel. En ek moet vanaand vir jou sê, om oor te begin, ek gaan nou iets sê, ja, ek gaan dit sê, moet jy aanvaar, dat jy dalk nooit die verskonings gaan kry, wat jy verdien nie. Ja. Moet jy aanvaar, om oor te begin, moet jy aanvaar, dat jy nie swak is, net omdat jy swak voel nie. En baie keer, dop ons die toets daar. Want om oor te begin, moet jy ook aanvaar, dat jy beter verdien, as om te settle,
vir dit wat na jou kant toe gegooi word. Om oor te begin moet jy aanvaar dat almal foute maak. Dankie tog daarvoor. En dat daar 'n baie goeie kans is dat jy nog 'n paar gemaak ook. Om oor te begin. Wil ek vanaand vir jou sê, moet jy aanvaar dat hierdie seer wat jy nou in jou saamdra, deel is van jou en dat jy moet leer om daarmee saam te leef en nie probeer van dit wegkom nie. Wat sê jy vir my vanaand? Ek sê vanaand vir jou, was baie goed in my lewe wat ek oor gerebelleer het. Maar daaroor het ek ook vrede begin kry en ek het God uit dit uit begin loof. Ek dink jy weet wat ek vir jou probeer sê. Om oor te begin, moet jy aanvaar dat dit wat met jou gebeur het, jou nie maak wie jy nou is nie. Maar, dat het jou moet shape in die wie jy nog moet word. En hierdie is baie belangrik. Want om oor te begin, het ek een ding besef, en ek sê dit soveel keer by damesoggende en by mansoggende, moet jy aanvaar dat jou pad is jou pad. En jy hoef nie altyd goue sonneblomme of sonskyn te sien om jou pad te stap nie. Ek sê dit baie keer en ek wil dit vanaand vir jou sê, want reën gaan dit reën en storms gaan weer kom in jou lewe wanneer jy en ek dit die minste in ons lewens verwag. Jou pad is nie oor of op weg, jy weet, of op of weg nie. Jou pad is nog steeds daar. Jou pad stap dalk vanaand net bietjie moeiliker as ander mense se lewens. Of anders, vol bosse, dalk vol bilte, kan ek maar sê kraaie. As jy die dag kan besef, jy stap nou 'n anderste pad, dan sal jy reg wees om oor te begin. En as jy aanvaar dat jou pad is, en dat jy hom met al jou dorings en seer moet stap, dan sal jy hierdie pad van oor begin kan stap. En ek sê vanaand vir jou, dat God het altyd die beste vir jou en my instoor. Nie 'n lang boodskap wat ek met jou wil deel nie. Maar dit wat ek met jou deel vanaand, laat my dink aan hoe mense die oomblik mis wat God vir hulle instoor het. Hoeveel keer ons in die rou en in die seer vaskyk. Dit is nie altyd nodig om oor goed te kom nie. Soms is dit nodig om met daai goed in jou lewe aanhou te stap. Om te leer op 'n ander manier stap. Sodat jy jou goed in jou lewe gemakliker saam met jou kan dra. My wens vir jou in hierdie oomblik is dat jy op 'n plek sal kan kom om dit wat jy neergesit het weer sal optel en begin stap. Al is dit net 'n tree vir tree sonder om te ver voor jou uit te kyk. Of voel jy vanaand moeg? Of voel jy vanaand moedeloos?
Want uit vrees word moed gebore. Ek het die ander aand gesê, die fondasie vir hoop is geloof. En ek wil vir jouself voel, jy vanaand so, dat jy nie wil aangaan nie. Kan ek vir jou sê, die lewe is regtig te kort om oor te gee, om handdoek in te gooi. Die lewe is te kort om uit te mis in die nou oomblik. My pad is my pad, en my storie is my storie, en jou storie het 'n ander storielyn. Maar vanaand kyk ek na hierdie boodskap en ek dink aan soveel goed wat ek in 'n kort rukkie vir jou gesê het, want om oor te begin, wat jy aanvaar dat almal foute maak. Baie keer het ek en jy weet nie weer krag om op te staan nie. Want ons hou vas aan, of ons kyk heeltyd in hy foute vas. Om oor te begin moet jy aanvaar dat jy beter verdien, as om te settle vir dit wat na jou kant toe gegooi word. En as ek dit sê, dan dink ek aan hoeveel dierbare kinders van die Here het maar net, wat sê hy spreekwoord, Gods water oor Gods akker. Jy hoef nie te settle. Jy verdien meer as wat jy tans deurgaan. Ons hoop ons gaan kry nie. En wat jy verdien nie. En baie keer doen mense en sê mense dinge teen jou, wat hulle nie eens besef wat hulle doen nie, wat aan jou kom sit en wat vir jou roof. En soms as jy moet oorbegin, moet jy aanvaar dat dit wat vir 'n ander persoon gewerk het, ook nie vir jou gaan werk nie. Want jou seisoen is uniek en besonder. En nie een van ons het dieselfde uitkyk, dieselfde visie en dieselfde droom nie. As ek moet vat 64 miljoen mense in Suid-Afrika, het nie een dieselfde vingerafdruk as wat ek het nie. Ek is uniek en besonder. En ek wil vir jou sê vanaand, wanneer jy by 'n plek kom om dinge vas te kyk en jy nie weet wat te kant toe nie, dit wat met jou en my gebeur, definieer nie noodwendig wie ek en jy is nie. Dit wat gebeur, sê nie, dit is Stef nie. Dinge gebeur. Om oor te begin moet jy aanvaar dat hierdie seer wat jy en ek dra, is uniek aan my. Is deel van my. En ek moes leer in my eie lewe om met sekere goed mee saam te leef. En nie probeer weghardloop daarvan af nie. Dit bring baie my terug by jou menswees, jou identiteit en jou persoonlikheid vir wie jy is. Hartseer, maar dit is waar baie mense sukkel.
En ek het dit in die laaste paar sessies ook soveel keer gesê. Alles wat met jou gebeur, jy weet wat, om oor te begin met jou aanvaar, dat alles nie jou skuld is nie. En ek dink dis waar baie van ons nie kan vorentoe gaan nie. Want ons slaan onsself nog steeds met stokke. En baie keer gebeur goed met my en met jou, al verdien ons dit nie. Ek sê in die week vir iemand, die lewe is nie fair nie, hoe vinnig jy op 'n plek om dit te besef. Dit geld vir ons almal. Dit was nog nooit fair nie. En dit gaan nooit fair wees nie. En jy moet by 'n plek aankom in jou lewe om te kan sê, jy weet dat dit oukei is, as jou lewe nie altyd suksesvol en vol sonskyn is nie. Gelukkig stap die Here met jou en met my, elkeen, afsonderlik 'n besonderse pad. En daarom eer ek God, om nou hier te kan kom stilstaan om vir jou te sê, ek weet nie of dit 'n werk is of nuwe huis is. Ek het sommer net aan gedink aan hierdie maand wat ek moes trek en ek ook in Februarie by die Bybelgenootskap begin werk het en soveel nuwe dinge. Het ek maar net gevoel om vanaand hierdie met jou te deel. Is om oor te begin is net die aanhou stap van my eie pad. Maar op 'n ander manier. Dalk in 'n ander rigting. En vanaand, Here, wil ek dankie sê dat ons hierdie vir mekaar kan sê. Dis oukei om oor te begin. Dis oukei dat dinge nie altyd loop soos ons wil hê dit moet loop. Maar Here, vanaand eer ons U en ons sê dankie dat U in hierdie oorbegin is. U in die begin was en is en in my oorbegin. Dankie dat ek kan optel dit wat gevoel het of het uit mekaar geval het. Dankie dat ons vanaand aan U kan vashou as ons anker. Dankie dat ons vanaand nie alleen is nie. En dat U hierdie pad met elkeen van ons stap. My gebed in Jesus se naam. Amen. So, oorbegin. Dink 'n bietjie oor. Ek plaas dit nou ook so op ons TikTok, en as jy nog nie die PDF het nie, dan daar is my nommer. Ek sien Elmarie het hom net nou geplaas en Renier het hom geplaas. Jy is meer as welkom om op ons WhatsApp groepe te gaan en jy sal hierdie boodskap net nou kry. Kyk uit om môre aand tussen 8 en 9 saam met jou te kuier en eerskomende donderdag aand ons gebedstyd. Vir jou wat oorbegin, vir jou wat in 'n nuwe seisoen is, vir jou wat deur dinge gaan, maak hierdie woorde joune. Staan op. Weet jy wat? Omdat God in die nou oomblik is, sien ek kans, ook vir my môre en my oormôre. Lekker gewees om saam met jou te kuier. Kyk uit om môre aand tussen 8 en 9 saam met elkeen van julle te kuier. Goedheid en guns. God bless.